Goeiemôre, mevrou Ellis, Wolfhard hierso van die Trust. Jou fondse sal beskikbaar gestel word die 1 Augustus van Standard Bank, sodra mevrou Rosemary van der Walt se voertuig in haar besit is, en dat ek proof of payment ontvang het van jou, dat die voertuig betaal is by Oumatic, en dat die voertuig in mevrou van der Walt se besit is, dan sal ons die fondse dadelik beskikbaar stel. Baie dankie, bye bye. Goeiemôre, mevrou Ellis. Ek dra kennis van dat die voertuig op pad is Evander toe. Ek sal graag wil foto's sien as die voertuig op die perseel is. En ek sal alleenlik die fondse release volgende week, wanneer die voertuig op 'n lopende, ryende toestand is en dat daar niks fout is met die voertuig nie. Dan eers sal ek die fondse beskikbaar stel. Maar ek sal graag asseblief 'n foto sien sodra daai voertuig vandag op my perseel is en wanneer daai voertuig se part ingesit word, maandag of wat ook al die geval mag wees, en dan eers, as die voertuig reg is, sal ek die geld release. Lekker dag vir julle. Totsiens. Dankie vir die foto's, mevrou Ellis. Ek het dit sopas ontvang. Ek sien die voertuig is by bestemming. Wat weet my van die verdere ontwikkeling. Baie dankie. Goeiemôre, mevrou Ellis. Ek het nou goed deur my boeke gegaan. Ek sien ek het 7000 alreeds ontvang vir hofsaake wat ek gedoen het vir jou. Die uitstaande bedrag nog is R2400. Dit is 15 maal R160 per oproep. So jy skuld my R2400. Dankie. Goeiemôre, mevrou Ellis. Nee, lekker naweek gehad, want ek het 'n oproep Saterdag van die bank gekry in verband met jou gelde wat moet loskom. Ek het opdrag vir hulle gegee, want jy weet natuurlik ons monitor jou rekening. Ek het hulle opdrag gegee dat hulle my sal skakel sodra jy moet inkom om te teken vir jou geld. En ek het ook gereël met die bankbestuurder dat ek jou sal kom optel in jou persoonlike hoedanigheid en jy saam met my neem en saam met jou bank toe te gaan om te gaan teken vir jou geld. So die dag en datum weet ek nog nie wanneer dit is nie, maar hulle sal my skakel heel eerste voor hulle jou skakel. Dan sal ek jou kom optel en saam met jou bank toe gaan. En hulle het ook vir my in elk geval gesê, en ek is baie bekommerd oor dit, dat daar sekere mense wat die bank skakel, in verband met jou rekening en hoeveel jy kry en wanneer dit en dit en dit. Mevrou Ellis, verstaan my baie bitterlik mooi. Indien enige persoon die bank van nou af kontak, hulle het 'n monitor wie die nommer is wat skakel, maak ek 'n saak, want dit is private persoonlikheid van 'n bank, wat hulle het geen reg om enige inligting te verskaf nie. Hoe dit ook al sy wie die bank bel, sal ek die nommer kry en ek sal verdere stappe neem. Ek hoop jy verstaan dit bitterlik baie mooi. Baie dankie. Mevrou Ellis, ek wil nog net op hoogte hou dat ek het die bank opdrag gegee. Al gaan jy alleen bank toe, hulle gaan jou nie help nie. Hulle gaan jou alleenlik help in die teenwoordigheid van my. As ek jou kom optel en ons gaan bank toe, sal hulle jou help. Die bank het klaar kennis van al die stories wat daar gebeur. Al die mense wat 10 keer 'n dag bel, die mense wat by die bank staan en uit te vind, hulle mag geen inligting gee nie. Die enigste inligting wat hulle sal gee is wanneer ek jou in jou persoonlike hoedanigheid kom optel en saam met jou bank toe gaan. Baie dankie, lekker dag. Mevrou Ellis, as die geld voor 3 ure my rekening wys, kan ek deurkom. Anders moet ek terug gaan Pretoria toe môre, dan is dit dubbele onkoste in elk geval ook. So laat die geld maar voor 3 ure my rekening is asseblief. Dankie. Ek sien dis nou na 3 en die geld is nog nie in nie. En ek is nou verby die Witbank tolhek, so ek gaan nou omdraai.
want nou word my tyd gemors. Dankie. Juffrou Ellis, sodra die geld in my rekening is, ek staan nie langs die pad, draai ek terug Sekunda toe, ek slaap oor in Sekunda, ek vat jou bank toe môreoggend. Maar dit is nou regtig, hulle is nou besig om my tyd te mors. Ek het ander kliënte ook wat vir my gewag het vandag en ek het my tyd opgeoffer om Sekunda toe te kom om jou te help om bank toe te gaan môre. Soos die geld nie binne 15 minute aan my rekening is, mevrou, regtig, dan gaan ek julle begin ekstra vra. Dankie. Mevrou Ellis, baie dankie, ek het die geld gekry. Ek het intussen het ek maar op pad gou Pretoria toe gery, dat ek my ander 2 kollegas kan gaan aflaai. Hulle het ander hofsaake wat hulle moet bywoon môre. Hulle wou nie oorslaap, hulle kon nie oorslaap nie. Maar ek kom môreoggend deur Sekunda toe op my onkostes. Maar die gelde was ook laat inbetaal gewees, soos ek vir jou gesê het. Kyk wat is die tyd, en ek moet nog by Pretoria hulle gaan aflaai, en dan is ek môre terug by jou in Sekunda, en dan vat ons dit vanaf, gaan ons bank toe. Baie dankie. Juffrou Ellis, as jy my boodskap mooi luister, ek gaan die helfte vra, dis die 4000, die ander sal ek op myself vat. Dit is my boodskap, luister mooi wat ek stuur. Mevrou Ellis, ek weet nie wie dit is nie, maar hy moet net baie mooi kan verstaan. Ek kan nie ry en tik op my laptop nie. Ek sal môre, as ek in Evander Sekunda is, sal ek dit print. En as ek nou vanaand gou by die kantoor is, en ek moet my kollegas aflaai, dan sal ek dit sommer op die laptop by my kantoor doen, en ordentlike een van die lette het, dan sal ek dit doen en dit saambring. Maar regtig, dit werk nie so nie. Juffrou Ellis, sit jou foon asseblief af, want ek kan sien op jou foon, baie mense skakel jou. En asseblief, as jy klaar by die bank is, sit jou foon af. Dankie. Juffrou Ellis, ek wil jou net laat weet, ek is nou in Pretoria en net teruggekom. Ek gaan nou môreoggend, heel eers gaan ek eers gou hof toe. Ek by die oorspronklike papiere wat ek by die bank gekry het, ek by die hof inhandig. Dan eers kan jy enige betaling doen van jou rekening vir die mense vir wie jy geld steel, want ek kom agter, Henning, ek weet nie wie se meneer Henning of wat is sy van of naam nie, maar 'n Henning persoon bel jou 20, 30 keer as dit so min is per dag. Ek weet nie wat is die probleem daar nie. Maar laat weet vir hulle, my instruksies is, ons gaan eers dit inhandig by die hof môreoggend, dan eers sal hulle vir my kontak of my te sê, jy kan die mense betaal vir wie jy geld skuld. Dankie. Juffrou Ellis, ek vra jou nou bitter mooi. Dis al die hoeveelste keer wat jy bel oor die gelde. Ek sê nou vir die laaste keer. Sodra ek terugvoering van die Hooggeregshof gekry het hierdie week dat jou geld los en beskikbaar is, jy kan trek en die mense betaal, sal jy eers weer daarvan. Regtig, nou moet jy ophou my te bel en my te pla. Ek sal jou laat weet. Baie dankie. Môre mevrou Ellis, ja, ek is op pad om kantoor toe te ry, maar as ek by die kantoor is, gaan ek as die hof 9 uur oopmaak, gaan ek daar wees, want ek wil gou gaan hoor hoe ver is hulle met die goedkeuring van jou fondse by die bank. So ek gaan in elk geval 9 uur sal ek by die hof wees om gou uit te vind. Maar ek is besig om te bestuur kantoor toe, dankie. Mevrou Ellis, middag. Goed, hulle teruggekom met jy is geteken by die hof. Hulle stuur hom nou terug bank toe. Maar dan wil ek vir jou gou iets sê, want ons trys jou nommer, as mense, swart man, wat besig is om jou te dreig en goed op jou foon. Ons het die SAPS ingekry, dis die Kaapse Polisiediens, hulle bring die hoks in en intelligensie, om jou huis vir jou veilig te hou. As daar enigiemand by jou huis kom, dat die dame in die woonstel het vir hulle sê, jy bly nie daar nie, of jy is nie daar nie, of iets nie. Want onthou nou, jou lewe is nou in gevaar. So, maar die Suid-Afrikaanse Polisiediens, ons het hulle gekontak, hulle het klaar die hoks aan Sekunda gebel, en intelligensiediens dra ook kennis daarvan. So laat die dame in die woonstel, wil daar bly of iets, net vir hulle sê by die hek, jy is nie daar nie, of jy bly nie daar nie, of jy is iewers heen, of maak net, dat jou lewe nie in gevaar is, dat jou geld woensdag of so beskikbaar is nie. Dankie.